Goeiemôre, goeie nuus. Welkom aan almal hier. Jehovah Imokka of Jehovah Imekka Gibor. Ek sê weer, Jehovah Imekka Gibor. Die Here is met jou, dapper held. So dis waar ons oor gaan deel vanmôre. Die Here is met jou, dapper held. Jy is op die regte tyd, op die regte plek, en vanmôre is hierdie vir jou die regte woord. Dis nie wat ek sê nie, dis wat die Here vir my gesê het. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, dis 'n voorreg om vanmôre hier te kan wees en die woord te deel. Ek is baie dankbaar dat jy vir my 'n woord gegee het om te kan deel. Ek is dankbaar dat ek die plig aanvaar het om die woord te deel. Here, vanmôre is daar 'n klomp mense wat nie hier is nie. Daar's 'n klomp mense wat aanlyn kyk. Daar's 'n klomp mense wat gaan luister na die diens. U weet vir wie hierdie woord bedoel is. U het 'n afspraak met hulle vanmôre. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons almal het al gehoor, wat sou jy kan doen as jy weet jy kan nie misluk nie? Laat daai vir 'n oomblik insink. Wat sal jy doen as jy nie kan misluk nie? Ek kon nie eers dink aan wat ek sou doen nie. Dis heeltemal verby my punt. En meerderheid van ons in ons dag vir dag werk doen. Dink ons nooit hieraan nie. Maar mense om jou gaan ook nie vir jou sê, as hulle sien jy kan iets goed doen, hey ou, spoor jou 'n bietjie aan. Ek weet jy kan dit doen nie. En dis jy dalk beter as hulle. Partykeer is dit die stem in jouself wat vir jou sê, nie vandag nie, of nie ooit nie. Maar wat as God vir jou vertel waarvoor jy gebore is? Wat jou doel is? Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Dit bring my by vandag se boodskap. Gustav sit uit op die groep. Ons moet deel oor Bybelkarakters en hoe hulle inpas en hoe ons relate en almal is op die groepie en reply met wie is hulle karakters. Ek weet nie eers hoe om die hele boodskap by mekaar te sit nie, boonbehalwe nog 'n karakter kies. So ek dink maar ek sal vir Dawid vat, is 'n bekende ou, almal weet van hom, en ek lees Dawid se storie, voor tot agter, 2 keer heen en weer deur. Dawid maak nie vir my sin nie. Daar's niks wat ek uit Dawid kan uithaal om te deel nie. Gustav begin die reeks met sy eerste preek en daar gaan Dawid. Nou, almal van ons het al, jy weet, mekaar se karakters geraak en mekaar se boodskappe so min of meer aangevul. Maar vir my is dit, die Here is besig om met ons op pad te loop en die boodskap volgende rigting. Soos wat ek deur die Bybel lees, maak mense nie vir my sin nie. Ek kan nie iets kry om te deel nie. Maar die Here is getrou. Die Here weet wat hy wil sê en wanneer hy dit wil sê en waar hy dit wil sê. Ek was oorspronklik op die lys om ek dink die laaste week in die maand te preek. En hier is ek vanoggend. Hier is nie toeval nie.
Die woord is nie toeval nie. So, ek deel vandag daar sê oor Gideon. Uit Rigters, hulle begin Gideon hier van Rigters 6 af. Vanaf vers 11 is dit waar Gideon geroep word. Soos wat ek deur Gideon gaan jy sien hoe ons mense is. Maar, daar's 'n maar. Jy weet waar ons tekort kom. So kom ek begin en ek begin by Rigters 6 vers 11. Monique is voor. Judges. So as die Engels is van julle wat Engelse Bybels uitlees, kom ons gaan na Judges 6. En ek gaan begin by vers 11. Toe het die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas die Abisriet behoort het. Terwyl sy seun Gideon juis koring uitslaan in die parskyp om dit te beveilig teen die Midianiete. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. So, Gideon se naam beteken vegter of kryger, by die Engels is warrior. Die engel kry vir Gideon in die parskyp, besig om sy koring daar uit te slaan. Nee, hoor dat Gideon, ek neem aan, hy was bietjie skrikkerig vir die Midianiete, maar ook hy het sy bietjie koring beskerm wat hy besig is om daar uit te slaan. Laat my dink aan 'n staatsinstansie wat jy jou geld in jou rusbank laat wegsteek, ja, sodat hulle nie dele daarvan kan verduister nie. Maar ek los dit daar. Jou geld is glad nie veilig in jou rusbank nie. Die Here is met jou, dapper held. Dit kom terug na Jehovah Imeka Gibor. Dis die vertaling van die Hebreëus na Afrikaans toe. Die Here is met jou, dapper held. Hierdie was 'n manier van groet of 'n seënwens. So sou twee Israeliete by mekaar verbyloop, dit is die manier waarop hulle mekaar sou gegroet het. Ek net een ding hier so 'n bietjie opklaar. Daar's verskillende vertalings wat hierso sê, aan die begin van vers 11, die engel van die Here. Party sê die Here. In hierdie dae was dit nie gewoonte gewees vir die Here of 'n engel van die Here om te verskyn aan mense nie. As jy die verhaal verder gaan lees, teen die tyd wat Gideon agterkom met wie hy besig is om te praat, dan is hy bang dat hy gaan doodgaan. En die Here sê vir hom, nie bekommerd nie. Maar Gideon was vir God bekend as 'n dapper held. Ja, as jy vooraf gaan lees, bietjie vorentoe, noem hulle bietjie gevegte, so Gideon was 'n soldaat gewees. In Rigters 7 vers 10 sê hulle, hy het 'n wapendraer gehad, wat meen hy was bietjie finansiëel meer vermoënd as die normale Israeliet. Van die Bybelkommentare sê, Gideon was koninklik gewees. Maar God bemagtig hom met hierdie groet. Die Here is met jou, dapper held. God bepaal sy toekoms. God sê vir hom wie hy is.
Ek het hierso, terwyl ek hierdie skryf, kom die woord moed in my kop op. En as 'n ou kryger is en jy veg 'n bietjie, dan is daai een van die dinge wat jy nodig het, moed. Sonder moed gaan jy nie ver kom nie. Kom ek lees vir jou wat sê die Woordeboek. Hoe beskryf die Woordeboek moed? Dis dapperheid tydens 'n moeilike of 'n gevaarlike situasie, of om vir iets kans te sien en nie bang te wees nie, of onverskrokkenheid. Mense, dis 'n vreeslike woord daai, onverskrokkenheid. Of op 'n goeie uitkoms vertrou. En dis wat vir my saak maak vanmôre, is op 'n goeie uitkoms vertrou. Wysheid, geloof. Kom ons gaan aan, ons gaan verder met vers 13. Toe vra Gideon hom, ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge oor ons oorgekom? En waar is al sy wonders, waar ons Vader ons van vertel het? Deur te sê, het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie, maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. So, ons kan sien uit hierdie skrif uit dat Gideon 'n bietjie gekort gekom het aan geloof hierso. Weereens, Gideon is nie seker met wie hy praat nie. Hy dink is 'n gewone man van die straat af wat met hom gesels. En Gideon vra die vraag, waar is die Here? Hierdie is 'n mooi uitbeelding van hoe ons is as mense. Ons vra baie keer, waar is die Here in hierdie situasie? Hoekom is die Here nie daar nie? Almal van ons het een of ander stadium met tekort aan geloof. Jou tekort aan geloof kan jou weghou van dit waarvoor jy bestem is. Die Here het begrip met Gideon se tekort aan geloof hierso. Wat baie belangrik is van 'n tekort van geloof is dat ons deur ons ongeloof en wantroue het ons skep ons 'n ruimte waar ons in 'n posisie is waar ons 'n tekort het of nie verstaan God se getrouheid en sy liefde nie. Kom ek gaan Rigters 6 vers 14 eers oorslaan. So kom ons gaan na 6 vers 15 toe. Maar hy vra hom, ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse, en ek selfs die geringste in my familie. Weereens, tekort aan geloof. Ek kan dit nie doen nie. Hoeveel van julle kan julle self heen sien? Ek kan. Dis my lewensstorie hierdie. So jou denkwyse en jou karakter, en ek wil stil staan hier by karakter, want wat ek bedoel by karakter is, gaan jy bly en beklei, of gaan jy draai en laat waai? Veg of vlug? Ek hardloop maar eerder weg. Ek hou nie van beklei nie, is nie vir my nie. Maar dit bring uit die gemeenskaplike swakheid van ons natuur as mens. Het God al jou 'n belofte gegee oor jou lewe? Ek neem aan dis mense wat profeseë het oor hulle lewe. Ander van ons wat nog wag.
Wat baie belangrik is die Here erken dit. En in Rigters 6 vers 16 sê die Here vir hom, ek sal met jou wees. Maak nie saak wat die Here wil hê jy moet doen nie. Of jy jouself besluit, jy kan dit nie doen nie, of jy kan dit doen. Die Here verstaan. Die Here gee vir jou belofte, ek is met jou. So kom ek vat saam hierso. God se belofte op jou lewe kan nie gebreek word nie. Ek sê dit baie versigtig. Want ek dink dis moontlik om dit te breek. Ongeloof gaan jou net so ver vat. Is baie belangrik dat wanneer die Here jou roep vir iets, dat jy weet, kan ek dit nie doen nie, die Here is met jou daarin. Daar is 'n definitiewe roep op elkeen van ons lewe. Ons is geroep om na hoër hoogtes uit te styg, as die ongelowiges. Ons het 'n Vader wat alles moontlik kan maak. Het jy nog nie 'n belofte op jou lewe nie? Dan wil ek jou aanspoor vanmôre. Bid. Vra die Here, waar pas jy in? As jy te bang is, mag hy dalk net sowel opdaag daar waar jy wegkruip vir hom. Heel onverwags, ek dink nie Gideon het gedink, die engel van die Here gaan hom besoek en hom vertel wat gaan hy doen nie. Ons het nodig om mekaar aan te moedig. Ons het nodig om mekaar te bou. Ons kan nie bekostig om iemand af te breek, omdat hy nie in jou boksie pas nie. As God met 'n persoon iets wil doen, gaan hy dit doen. Met die woorde, die Here is met jou dapper held, kan jy altyd onthou, enige situasie, die Here is met jou. Hou goeie moed. As jy moed opgee, het jy die fight verloor. Moenie laat ander mense jou afmaak as nie genoeg nie. Moenie jy ook dink, ander mense dink jy is nie goed genoeg nie. Jy kan nie dit doen nie. Moses hakkel en die Here gee vir hom Aaron om hom te help. So as jy nie Moses is nie, asseblief wees die Aaron in iemand se lewe. Staan vas in jou geloof, in enige omstandighede. Partykeer gaan die vyand jou derail, jou heeltemal van koers afstoot. Want hy gaan by jou opdaag in die parskyp, en jou bietjie koring probeer vat. As God 'n belofte het op jou lewe, glo dit. Ek wil graag afsluit met my laaste versie, en dit kom uit Rigters 6 vers 14 uit. Toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Dit is ek wat jou stuur. As jy belofte het, gaan in sy krag.
Dis hy wat jou stuur. En ek sluit af met, gaan in hierdie krag. Vervul God se belofte oor jou lewe. Vervul die doel waarvoor jy geroep is. Gaan in geloof, want God is met jou. Gisteroggend toe ek by die werk sit en ek hierdie deurlees, toe sê die Here vir my, jy is geroep, jy het 'n belofte op jou lewe, ek is met jou, en gaan in my krag. En ek wil graag hê vanoggend moet ons almal opstaan. En ek wil graag hê ons moet hierdie bely. Want dit is nie net op my van toepassing nie, dit is op jou ook van toepassing. So kom ons staan en dan gaan ons ek sal vooruit gaan en dan kan julle agter my aan sê. Ek is geroep. Ek het 'n belofte op my lewe. Die Here is met my en ek gaan in sy krag. Gaan in vrede. Amen.